Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se woensdaande Bybelbespreking. Mario, ons het dit daarom gemaak. As hy? Ek het amper gedog ons gaan dit nie maak met die krag, onderbrekings en probleme en alles nie, maar ons lyk my ons is 10 minute laat, maar ons is hierso, is al wat saak maak. Maar is lekker om jou te sien. As hy? Net jammer, pastoor is alweer nie hier nie. Ja. Moes hier gewees het, ek weet nie hoekom het hy nie opgedaag. Hy gaan miskien wals hy hier in terwyl ons besig is. So in die middel. Ja. Ja, ons gesels oor 'n interessante onderwerp vanaand. Soos die Engelse mense sal sê, once saved, always saved. Wat is dit in Afrikaans? Een keer gered, yes. altyd gered. So dit gaan basies maar oor dat as jy tot bekering gekom het, beteken dit dat jy altyd gered is, maak nie saak wat jy doen nie. Niks wat jy doen kan maak dat jy jou saligheid verloor nie. Okay, wag. Dus hulle vat dit eintlik verder. Hulle sê niks wat jy doen of enigiemand anderste of enige ander omstandighede kan maak dat jy jou saligheid verloor as jy tot bekering gekom het. Absoluut, ja. En ek voel ook dat baie mense gebruik het om hulle sonde te regverdig, want hulle wil nie eerlik wees en sê dat hulle het sonde nie, so dan gebruik hulle hierdie een keer gered, altyd gered as 'n verskoning om te sê dat ek kan nie hel toe gaan nie, ek kan nie my ewigheid verloor nie. Ja, dit is interessant wat jy sê, dat mense dit gebruik as 'n verskoning. Ek dink dit is een van die goed wat mense gebruik vir mense, okay, ek sal nie sê almal nie, maar baie mense is lief daarvoor om dit te gebruik, veral mense wat 'n sondige leefwyse het. Kom ek noem nou nie weer sondige leefwyse nie, anders gaan mense nou weer sê ek oordeel hulle so, maar ons sê maar net mense wat 'n sondige leefwyse het, is geneig om te sê jy's altyd gered, maak nie saak wat jy doen nie. Ja. Absoluut. En ek wil ook net sê dat dit gaan nie oor dat ons is nie sonder sonde nie. Dit gaan oor dat ons hou nie aan Sondag nie. Ons doen nie wat is die woord? Aanhoudende sonde. En ons moet probeer so groot as moontlik van dit af bly, want sonde trek ons van God af weg. En as ons aanhou opsetlik Sondag, dan gaan ons nie die ewige lewe met God hê nie. Absoluut, Mario, maar om te begin vanaand, dink ek mens moet dit half eenvoudig vat. Mens moet by die basics begin. En wat my laat dink het, toe ons besluit het om hieroor te praat, ek het so 'n bietjie skuif dat ek jou beter kan sien. Eerste ding wat ons moet besef, die eerste vraag wat jy jouself moet vra wanneer ons oor hierdie goed praat, moet jy weet, hoe kom iemand tot redding? Wat is die proses om tot redding? Kan jy hoor of my mic nog werk, want ek nou nie draad getrek per ongeluk. En dit is die eerste een wat mens na kan kyk as iemand tot inkeer gekom het, of hoe iemand tot inkeer kom, is die skrif wat almal seker ken, is Johannes 3 vers 16. Absoluut. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So hoe kom 'n mens tot bekering? Om in Jesus Christus te glo. Dan kan jy natuurlik ook Romeine 10 vers 9, is baie mense ook voor lief. Hoe kom jy tot bekering? Dit is om Jesus Christus met jou mond te bely en met jou hart te glo dat God die Vader Jesus weer uit die dood uit opgewek het, en dan is jy gered. Dit is hoe mens tot redding kom. Nou as dit die kriteria is van redding, nê? Het ek 'n vraag, want nou, mense wat glo in once saved, always saved, nê? Gaan vir jou sê, okay, as 'n persoon aanhou sonde doen, of hy loop weg van die Christelike geloof af, was daai persoon nooit werklik gered nie, okay? Ja. So dan is my vraag nou dan volgens watse kriteria sê hulle dan is die persoon gered? Want volgens die Bybel, as iemand Jesus Christus bely met sy mond en met sy hart glo, laat Jesus uit die dode uit opgestaan het, is hy gered. Dis die kriteria. So nou het iemand dit gedoen, hy's gered. Nou wil jy vir my sê, as hy daar wegstap, was hy nie gered gewees nie. Wat is hulle siening rondom dit, dat daai persoon nie gered was nie? En dan ook is my vraag, hoe kyk jy na iemand? Ek weet nie wat sal jou opinie hieroor wees nie, my sê, nou sê hulle, okay, daai persoon was nooit gered nie. Okay, fine. Wat is jou kriteria om te sê, okay, daai persoon is nie gered nie?
Absoluut, Hoe kyk jy na iemand en sê, okay, daai persoon is nie gered nie? Nou gaan ons sê, okay, die Bybel sê vir ons, jy kan iemand aan sy vrug ken, is dit nie so nie? Yes, Okay. 100%. Jy kan iemand deur sy lewe wyse sien of hy gered is. Ja, die Bybel sê, jy sal 'n boom aan sy vrug ken. So okay, as iemand dan nou nie vrug dra nie, dan is hy nie gered nie. Ja, Dit is wat hulle redeneer. Of as hy leefwyse nie daarvan getuig nie, is hy nie gered nie. Nou, met dit gesê is Mario, ek wil net so vinnig 'n storie vertel terwyl ek nou op hierdie punt is. Okay, so as dit die kriteria is. Okay, die ou het bely met sy mond, hy het geglo met sy hele hart dat Jesus uit die dode uit opgestaan het. Nee, dan is hy gered. Maar as hy nie vrug dra nie, as hy nie reg lewe nie, is hy nie gered nie volgens die mense, nou dan het hy nooit geglo nie. Maar nou laat ek julle hierdie storie vertel. Hou dit in gedagte terwyl ek hierdie storie vertel. En dit is 'n ware verhaal, dis iemand wat ek ken. Ek gaan nou nie name noem en my verhouding met hom nie, want ek wil nou nie die persoon verneder of sleg maak op die internet nie, want hierdie video gaan vir ewig op die internet wees. Maar ek ken eintlik 2 persone. Die een ken ek half van sosiale media af en die ander een het ek 'n persoonlike verhouding mee gehad. Ek ken hom fisies. Okay, hierdie ou was 'n predikant gewees vir oor die 20 jaar. Hy was 'n pastoor gewees. Okay? Hy het definitief die Here met sy mond bely. Definitief 100%. Ek het dit hom al gesien doen wat die Here Jesus Christus bely met sy mond. Okay? Hy het definitief geglo dat God die Vader Jesus Christus uit die dood uit opgewek het sonder twyfel. Okay? Daai ou het vir die Here gelewe. En hier kom die ding in, wat hulle nou sê, jy sal hom aan sy vrugte ken. Okay, check nou hierso. Daai ou het vrug gedra. Mario, daai ou is ongelooflik lief vir mense. Ek meen, dit is die vrug wat half die ander bymekaar bring, die hele vrug bymekaar bring is liefde. En dit het hy gehad. Hy was verskriklik lief vir mense gewees, hy het omgegee oor mense. Ek meen, ek self het al saam met hom gegaan en vir mense gaan bid by hospitale tot. Hy het al gebid laat wonderwerke gebeur waar blindes sien. Okay? Ja. So, ek het met my eie oë gesien, hy het deur Jesus Christus bely, hy het definitief geglo, dat God Jesus uit die dode uit opgewek het. Hy het die werking van die Heilige Gees gesien, hy het deel gehad in die Heilige Gees, want hy het vir mense gebid en die Here het hulle genees. Maar daai selfde persoon het by verkeerde goed betrokke geraak. En hy het in 'n valse geloof ingestap wat hy nou ander gode aanbid na, ek sê seker hoeveel jaar was hy 'n predikant nie. En dink ook nog daaraan, hy het uit 'n Christelike huis groot geword. Hy was 'n pastoor gewees vir 20 of 30 jaar. En toe ewe skielik kom hy met verkeerde mense meng en hierdie dinge hou vas op hom kry, het hy weggestap van Jesus Christus af. Nou gaan iemand sê, hy was nooit gered nie. Volgens watse kriteria was hy nie gered gewees nie? Ja, absoluut. En Mario, net met dit ook, nee, laat ek vinnig hierdie skrif hier mense lees. Net so vinnig, dan gaan ek jou kans gee, want ek praat nou al klaar weer baie. Ek wil hierso na Hebreërs toe blaai. En toe ek hierdie skrif lees, Mario, toe het ek dadelik aan hom gedink toe ek hierdie skrif lees. Dit is Hebreërs 6 vers 4 tot vers 6 wat sê: want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het. Let op wat sê hy, verlig geword het. As jy in die Bybel lees, nê, praat dit altyd van mense wat tot bekering gekom het, as dit vir mense van die lig praat. Mense van die duisternis is mense wat nie gered word as jy die Bybel lees. Okay. Dis hoekom ook sê, hy was verlig, so is iemand van die lig. Ons moet ligdraers wees van Christus. So dit is die eerste ding om te besef, wat eenmaal verlig geword het. So dis iemand wat verlig was, okay? En hy was verlig gewees, die ou persoon waarvan ek nou gepraat. En die hemelse gawe gesmaak het. Wat beteken dit? Ons gaan daarby kom. En die Heilige Gees deelagtig geword het. Okay, so hy het hierdie gawe van die hemele gehad. Hy het deelagtig in die Heilige Gees gehad. Hy het 100% die Heilige Gees in hom gehad. Ja.
Want ek glo nie jy kan die gawes van die Gees hê Yes. as jy nie die Heilige Gees het nie. Ja. En hy het die gawes van die Heilige Gees gehad, Mario. Ja, jy kan dit nie Nou, Heilige Gees deelagtig geword en die goeie woord van God gesmaak het. Hy het die goeie woord, was lief vir die Bybel, hy het die Bybel geken, hy het geproe hoe goed die goeie nuus is, hy het verstaan dat Jesus Christus vir hom kom sterf het en dat hy vrygekoop is. En dan verder sê hy hierso, gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld. Nou dit is wonderwerke. Dis wat ek sê, hierdie ou het vir mense gebid en al sulke goeder. So hy het gesien hierdie gawes van die toekomstige wêreld waar mense gesond gaan word, nie meer pyn gaan hê nie, al hierdie goed. Hy was deelagtig in hierdie goeders gewees. En dan gaan hy verder na dit en afvallig geword het. Hoorie, selfs hierso hierdie en afvallig geword het, sê dit is wat met hom gebeur, hy het afvallig geword. Hy het al hierdie goed gehad in sy lewe, maar hy het afvallig geword, net soos wat hierdie skrif sê. En dan sê en dit is nou die hartseer deel van hierdie skrif as jy in vers 6 nou verder lees. En om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer gekruisig het en openlik tot skande gemaak het. Jy sien nou Mario, die is iemand wat definitief tot bekering gekom het waarvan die skrif praat en dit is wat ek aan daai persoon sien. Hy was definitief 'n kind van die Here. En omdat hy so weggedraai het, na hy die Jesus geken het, die goeie woord geproe het, die kragte van die Heilige Gees gesien het, die Heilige Gees in hom gehad het, hy was verlig gewees en hy het weggestap. Want onthou, sy sonde was om vergewe die dag toe hy Jesus Christus aanneem. En Jesus Christus het die prys vir hom betaal, want toe hy besluit hy draai sy rug op dit, het hy daai bloed van Jesus Christus goedkoop gemaak. Ek stem 100% saam. En daai is baie spesifieke woorde, daar's 'n baie spesifieke ingezoomde woordkeuse van Paulus gewees. En die deel waar hy sê dat hulle kruisig Jesus Christus van vooraf en hulle maak 'n openlike bespotting van hom. Daai is ek dink die rede hoekom hy dit gesê het is want Johannes 3:16 Jesus het gesterwe vir ons sondes om vir dies wat in hom glo. Nou wat kort jy om te glo? Jy moet gehoorsaam wees aan wat hy gesê het. Aan sy woord moet jy gehoorsaam wees en jy moet glo in hom met jou hele hart en jou hele siel. So nou as ek uitgaan en ek besluit om verkeerde dinge te doen, ek besluit om sonde te doen, dan glo ek nie heeltemal in hom nie. So daar's daai wat hy vir ons gegee het, die dood wat hy vir ons gegee het, maak ons 'n bespotting van. En dis definitief, jy kan hoor, dis 'n gruwel in Paulus se oë. Wat absoluut verstaanbaar is. En dit is die punt wat ek maak. Mense moet besef, jy het die keuse om weg te stap van God af. En mense moet logies hieraan dink. Reg deur die Nuwe Testament herhaal die apostels hierdie gebod en Jesus Christus het dit ook gesê. Toe hulle hom vra wat is die grootste gebod? Toe hy gesê moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En daaraan gelyk moet jou naaste lief as jouself. Hoe kan jy sê jy het God lief? En jy het hom lief met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, maar jy aanbid ander gode nou. Absoluut, ja. So net met dit alleen, jy kan nie vir my sê, Jesus Christus ook gesê, jy kan nie Mammon en God gelyktydig dien nie, ook as 'n voorbeeld. So hoe kan jy sê, jy het tot bekering gekom, nou aanbid ek, kom ons sê 'n Boeddha, as 'n voorbeeld, lekker vet mannetjie aanbid jy nou, en nou is jy nog steeds gered, God moet nou maar genadig wees met jou. Maar as jy nie geskiedenis gaan kyk van die Bybel, wat het nog met elke persoon gebeur wat hulle rug op God gedraai het en afgode gaan aanbid het? Dit het nie goed uitgedraai vir hulle nie. So ek kan nie dink, as jy God verwerp, dat jy nog steeds gered kan wees nie. Dit kan nie wees nie. Want dan het jy Jesus Christus se bloed goedkoop gemaak. Dis wat jy gedoen het. 100%. Absoluut. En ek bedoel, even as jy gaan kyk na Romeine 2, vers 6 tot 7, het Paulus geskryf dat die een wat met volharding aanhou, sal hy die ewige lewe gee. So Jesus sê vir hulle dat, hoorie, as jy volhard na my strewe,
sal jy die ewige lewe kry. So as ek volhard strewe na Jesus, beteken dit dat ek het geen afgode nie. Hy is my enigste liefde wat ek het. Ek is lief vir Jesus, dis hoekom ek sy woord gehoorsaam. Absoluut, en Jesus het dit ook self gesê in Matteus 24. Kyk of ek vinnig aan toe kan blaai. Dit sê presies dieselfde. Soos die apostel het nou vir ons gesê, en hier Jesus het self gesê in Matteus 24 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Absoluut. So, dit sê vir my, jy het nou volhard tot die einde, jy is gered, maar as jy nie volhard tot die einde nie? Baie spesifieke woorde. En dis net so interessant, want jy word die belofte gegee. So, ek sal sê tot op 'n mate, is dit waar dat as jy een keer gered is jy altyd gered. Tot op 'n mate, 'n baie spesifieke mate toe. As jy kyk na die beloftes wat God vir jou gegee het. Hy het jou beloof dat as jy in hom glo, sal jy gered wees. So, as jy nou glo in hom, is jy op hierdie oomblik gered. Maar as jy later glo in hom, jy gaan nie gered wees nie. Jy laat my nou aan iets dink. Ek glo ons elkeen het 'n vrye wil. Ek en jy het in die week gesels, Calviniste glo dit nie. Hoekom glo ek ons het 'n vrye wil? Eerste ding is, as ons nie besluit om Jesus Christus aan te neem nie, as ons dit nie besluit nie, hy besluit dit vir ons. Is hy 'n regverdige God, is my vraag. Want nou kies hy net sê om 10,000 mense te red en die res van die wêreld moet hel toe gestuur word, want hy het so besluit. Verstaan jy, dit maak nie sin nie. Dan is God mos nou onregverdig God. Hy kies hierdie, hulle gaan hemel toe, hy kies hierdie, hulle moet nou maar gaan brand. Ja. Dit werk nie so nie. Tweede ding is, met al die slegte goed wat gebeur in die wêreld, gebeur dit, is dit God se skuld laat dit gebeur? Of is dit ons as mense wat daai keuse maak om verkeerde goed te doen? As die ou 'n kind verkrag, is dit God se skuld, of was dit daai ou wat 'n vrye wil gehad het om die verkeerde ding te doen? Absoluut. Ek glo hy het 'n vrye wil gehad, want anders is alles wat gebeur in hierdie wêreld God se skuld. Dan moet ons nou God vir alles blameer wat verkeerd loop. En ons kan nie. Want ek kan nou hier opstaan en my vrou slaan met 'n vuis as ek wil. Absoluut, ja. God beheer my nie om dit te doen of nie te doen nie. Ek kan dit self kies. En dit is hoekom jy dan regverdig geoordeel gaan word die dag wanneer ons voor God staan. Want dit was omdat jy 'n vrye keuse gehad het om hom te kies en om nie te kies nie. So, net so het jy weer daai vrye keuse om weg te stap. Pastoor, ek is spyt pastoor is nie. Ja. Want hy het nou die dag 'n preek gegee wat hy so bietjie oor die nagmaal gepraat het, toe raak hy so bietjie oor satanisme aan en hoe daai mense die Heilige Gees moet afsweer en dan 'n demoon ontvang in sy plek. Nou sê vir my, hoe's dit moontlik as jy dan nou nie jou saligheid kan verloor nie? Daai ou sweer die Here af en maak dat die Heilige Gees hom verlaat sodat 'n demoon hom kan vul. Nou wil jy vir my sê, daai ou is nog steeds gered omdat hy toe in graad 6 die Here aangeneem het. Nee, daar's nie 'n manier dat jy nog steeds kan gered wees en die Satan aanbid nie. Daar's nie 'n manier nie. Absoluut. En nou dit is nou 'n ander ding. Hierdie praat ek nou is getuienisse en pastoor, ken jy ou wat tot hierdie boek geskryf het, dis ou wat met okkulte gewerk het. So as jy die Heilige Gees jou moet laat verlaat, het jy die Heilige Gees gehad, dan was jy gered gewees. Jy kan nie die Heilige Gees ontvang en jy's nie gered nie. Ja. Dis baie ware woorde en ek sal baie graag like om 'n bietjie in Calvinisme in te gaan, want van wat ek gesien het, sal dit 'n baie interessante onderwerp wees. Maar dis absoluut waar wat pastoor sê, want ek bedoel om gered te word, dis nie, ek wil nie sê dis maklik nie, maar as jy in 'n kerk instap en jy voel die Heilige Gees in daai kerk en jy besluit, hoorie, kom ek bid en kom ek gee my lewe vir die Here. Op daai oomblik, nadat jy gebid het, ontvang jy die doop van die Heilige Gees en jy is gered op daai oomblik. As jy die volgende dag besluit, hoorie, ek wil nie meer God dien nie. Ek wil lewe in sonde. Jy verloor jou saligheid net daar. En dis eintlik verrassend hoeveel mense eintlik gered was
eens op 'n tyd, maar hulle saligheid verloor het omdat hulle gekies het om in die wêreld te lewe. As ek kyk na valspredikers, daar was baie valspredikers wat in die begin van hulle bediening het hulle waarheid gepreek. En soos oom gesê het met daai een persoon wie oom ken, hy het sy saligheid gehad in die begin van sy lewe, maar hy het dit laat gaan. Absoluut, jy laat my nou aan 'n ander skrif dink hier so, Mario. Jy kan praat, ek wil gou net vandag hier na hom toe blaai. Maar dit is baie interessant om te dink aan sulke goed, want daar's baie mense wat eens op 'n tyd gered is, maar dit gaan oor om dit te hou. Jy laat my nou aan dit dink. Dit is 1 Timoteus 4 vers 1 wat sê, en dink bietjie daaraan, die tyd het aangestap vandat hierdie skrifte geskryf is. Ons lewe nou nader aan die koms van Jesus Christus as ooit van tevore. Elke dag is nader as ooit van tevore. Maar hoor wat sê hy hierso. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en die verleidende geeste en leringe van die duiwel sal aanhang. Die laaste tye sal sommige van die geloof afvallig word. Ja. Dis iemand wat die Here geken het. Hy het afvallig geword van die geloof en hy hang nou afgode aan. Hy hang nou valse lerings aan. Hy aanbid nou iets anderste as Jesus Christus. Dit is in die tyd wat ons lewe. En ons sien dit so baie, Mario. Is daar iets wat jy wil sê of kan ek hamer terwyl ek hier besig is? Gooi hom. Dis 'n ander ding. Hier's 'n ding wat kop uitsteek in ons land en dit is besig om regtig lelik kop uit te steek. En dit is die Israel Visie beweging. Kyk, die ouens gaan my nou weer roer, maar ek gaan dit sê. Baie van die ouens wat in die Israel Visie was Christene gewees. Tot hierdie ouens as gevolg van ons rasse verhoudings in ons land en die toestand van ons land is daar 'n rasse-risie. Okay? En as gevolg van dit is mense besig om hierdie valse lering aan te hang van die Israel Visie, want hulle glo omdat hulle dis nou boere wat glo hulle is die uitverkorene volk van God. Hulle glo hulle is die regte Israeliete. So met ander woorde, die ander rasse kan nie gered word nie. Dis baie interessant. Maar nou die interessante ding van dit is nou, so hulle verwerp dan nou Jesus Christus ook. Ja. Want hulle glo hulle is Israel en hulle glo net in die ou verbond. Hulle glo nog om die Moses se wet te hou. Okay? Ek dink daai is 'n debat vir 'n ander. Ja, daai is 'n hele ander ding. Ek het baie vrae rondom dit. Ja. Maar toe ek aan dit ook dink, nê, ek wil nog 'n skrif gou hierso vir jou lees. Check hierso, want dit is 'n ding wat hulle nie verstaan nie. En ek praat van dit is nou mense wat ook tot bekering gekom het, nê. Jy moet dit nou in ag neem. Blaai ek nou vir Galasiërs mis hierso. Galasiërs 5 hierso. Galasiërs 5 vers 4 wat sê: Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, dis nou hulle, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Van die genade verval. So, as jy 'n Christen is, Mario, soos ek en jy, en ons sê, weet jy wat, Jesus Christus is dalk nou, het nooit regtig gekom nie. Hy was net 'n diensknegt van God, hy is nie God nie. Ons moet die wet hou om gered te word. Ons moet die Sabbat hou om gered te word. Ons moet besny word om gered te word. Ons mag nie alle vleis eet nie, ons mag net rein diere eet om gered te word. Ons mag nie ons hare sny nie, ons mag nie dit en dat en goed doen nie. Ek wil graag hy ons tempel en tabernakel sien, maar in elk geval, dat ons 'n ander dag oor dit praat. Dan het jy die genade van Christus verloor. So dan ook is jy nie meer gered nie. Daar's soveel skrifte in die Bybel wat 'n mens kan uithaal wat oor hierdie goed praat. Maar dan om terug te kom na ding toe wat jy gesê het. Jy het gesê, okay, jy was nou by 'n diens gewees, jy het die Heilige Gees gevoel en ek meen, kom ons gebruik 'n voorbeeld, jy hou 'n mannekamp, okay? Jy kry ons lekker mannekamp in hierdie land van ons. Hy prediker preek kragtig. Die salwing van die Heilige Gees is op hom. Daai persoon kom om en hy voel oortuig in sy hart oor hoe ek nou lewe is nie reg nie. Net daar en dan bely met sy mond en hy die Heilige Gees gevoel in sy hartsdeur klop en hy gee daar sy hart vir die Here by die mannekamp. En toevallig ken ek so 'n persoon ook persoonlik in my familie wat so lewe.
Okay, maar gaan weer eens nie name noem nie. Maar hy's nou nie so erg soos die voorbeeld. Ek wil dit nou 'n bietjie erger maak. Jy het 'n bietjie probleme met dwelms, maar ek wil dit erger maak want dwelms kan vergewe word. Enigiets kan vergewe word. Enigiets, as jy terugkeer na die Here toe, gaan jy vergewe word. Maar hoor nou hierso. Nou het jy jou hart vir die Here gee. Kom ons maak dit erger dat die mense dit kan begryp. Die ou kom en hy gee sy hart vir die Here, maar dit was 'n reeks moordenaar gewees. Hy probeer sy bes om hierdie goed nie meer te doen nie, Mario. Maar 'n maand later kry hy weer daai begeerte en hy maak die volgende ou dood. Nou die ding om weer. Weet. 2 weke later maak hy die volgende persoon dood. Kom ons maak dit bietjie meer persoonlik. 'n Ou verkrag jou kind. Volgende week verkrag hy iemand anders se kind. Wil jy vir my sê daai ou kan aanhou so lewe, aanhou mense doodmaak, aanhou mense verkrag? En jy hoef my sê daar is nog steeds gered, al bly hy so lewe en hy verander nie. Ja. So net daar glo ek, jy kan nie gered bly as jy sulke goed aanhou doen nie. En 'n skrif wat ek wil aanhaal is, en jy het hom ook nou vir my gesê, het ons al oor gepraat voor die diens begin het, is hier in Hebreërs, vandag jy daartoe gaan 10:26 tot 27. Ons 10 hier, soos 10. Kom ons lees hom vandag hier so, hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed, wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming, op die getuienis van 2 of 3. Dit is nou vir mense wat onder die wet is. Nou gaan hy verder. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien, wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Jy sien, dit is 'n rowwe ding. Ja. As jy so aanhou lewe, want dan kom dit weer neer amper op Hebreërs 6, jy maak Jesus Christus goedkoop. Ja. Die dierprys wat hy betaal het, kom jy en jy vertrap dit. En weet jy hoeveel skade doen dit? Soos die pastoor waarvan ek gepraat, Mario, hy het 'n kerk gehad. Yes. Hy was betrokke by groot kerke. Wat betrokke was by TV-uitsendings. Mario, net as ek nou moet ophou lewe vir Christus. En ek is nie eers beroemd so sekere mense nie. Ek is glad nie beroemd nie, maar net die paar mense wat my ken. As ek moet wegstap van Jesus Christus af, net die gevolge van dit alleen, wat so skade maak ek nie aan die liggaam van Christus nie. Absoluut. As ek nou 100%. ewe skielik besluit, nee, ek los nou hierdie goed, ek gaan nou hier in die dorp lewe soos wat ek wil. Ja. Mense gaan dan weer gaan, en ons lewe in 'n tyd wat mense lief is vir dit om dit te sê. Kyk hoe lewe daai pastoor, dit is hoekom gaan ek die kerk doen. Ja. Net met jou gedrag alleen doen jy soveel skade. Wat nog van wat Jesus Christus verwerp? Dit is soveel erger. Absoluut. En as ons 'n bietjie uitzoom en ons kyk nie na spesifieke verse nie, as ons meer kyk na Paulus se briewe. Hoekom sou Paulus al daai briewe geskryf het na die verskillende kerke toe, as dit beteken dat hulle kan nie hulle saligheid verloor? As hulle wat hulle gedoen het, hulle het definitief berou, hulle het definitief geglo in Jesus Christus, definitief, maar hulle het teruggedraai. En Paulus het soveel briewe vir soveel kerke gestuur, vir juis hierdie redes, om hulle op die regte pad te hou. So, as hulle nie kon wegdraai van God af nie, hoekom het Paulus hierdie briewe geskryf? 100%, daai is 'n baie goeie redenasie wat jy maak. Wat was die punt dan gewees vir Paulus om vir enigiemand te sê hoe hy moet lewe? Ja. Hoekom moet jy vir iemand sê hoe hy moet lewe as dit nie saak maak nie? Absoluut. Hoekom moet jy vir 'n persoon sê eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word? Hoekom moet jy vir iemand sê moenie jou vrou so sleg behandel nie, anders gaan jou gebede nie beantwoord word nie? Ja. Hoekom moet Paulus al hierdie goed sê? Paulus sê ook,
Dit beteken nie omdat ons nou gered is, ons kan aanhou sonde doen nie. 100%. So, wat maak dit dan nou saak? Hoekom het hy dit geskryf as dit nie belangrik is nie? Absoluut. Hoekom sal hy sê, hou aan en volhard met die resies wat jy besig is om te hardloop tot die einde toe, as dit nie saak maak nie, want dan hoef ons nie 'n resies te hardloop nie, want daar is nie 'n resies om te hardloop. Absoluut. Dan kon ons die Bybel gestop het by die evangelies. 100%. Jesus Christus aangeneem het, ons kom gestop het daar by Matteus 28. Enklik voor dit, want dit is nie nodig om uit te gaan en disippels te maak. Ja. So ons stop hom dalk so in 27. Dis al wat ons nodig gehad het, die Christus wat vir ons sterf het. Ja. En dit is 'n absolute skande, want dit maak die lewe van Jesus Christus goedkoop, soos pastoor gesê het. Dit maak sy bloed goedkoop. En dit is 'n plaatante klap in sy gesig. En om te dink aan hierdie goed, dis net 'n groot skande. 100%. Maar Mario, ek wil net 'n laaste ding sê, ek sien ons tyd is verby. Jy nog iets wat jy wil sê? Nee, ek's reg. Ja. Mense moet my hoor vanaand. Ek sê nie, ons noem dit in Engels backslide. As jy backslide, verloor jy nie jou saligheid nie. Ja. Mario, as jy môre ry, of nou huis toe ry, en 'n kar ry voor julle in, en jy verloor jou hier meer en jy wys hom 'n middelvinger. Glo ek nie, jy's nie meer gered nie. Mense moet dit hoor, daar's 'n verskil tussen sulke goed. En 'n ou wat die keuse maak, en sê ek stap nou weg van Jesus Christus af, ek kan bid 'n ander God. Once saved, always saved, soos jy gesê, tot 'n mate. Ons is nie volmaak nie, niemand is sonder sonde nie. So as jy vloek as jy kwaad raak, as jy 'n sigaret rook want jy sukkel om die verslawing te breek, sulke goed, jy gaan nie jou saligheid verloor nie. Ja. Maar as jy aanhou opsetlik sondig, as jy opsetlik uitgaan en aanhou mense se geld steel en nooit verander nie. Want glo met die Heilige Gees oor, en ek dink dit is 'n belangrike ding, dit kom nou by my op, en ek glo is die Heilige Gees wat dit nou vir my gesê het. Jy moet besef as jy sonde doen, en ek het dit ervaar in my lewe, sê die Heilige Gees vir jou, hoor, so dit wat jy besig is om te doen is nie reg nie. Weet jy of jy het al ervaar dat jy besig is om iets verkeerd te doen? 100%. Nou hou jy aan daarmee. En die Heilige Gees sê weer vir jou, dit wat jy doen is verkeerd, en jy hou aan om dit te doen, dink ek, daar gaan jy 'n probleem optel. Dis hoekom ek opgehou rook het. Die Heilige Gees het my gepraat, ek het so 'n bietjie geprobeer, skielik ek, ag nee man, kan tog nie my saligheid verloor omdat ek rook nie. Heilige Gees sê weer vir my, hou op rook. Toe besluit ek, okay, kom ek wees gehoorsaam, want ek is 'n kind van die Here, ek wil gehoorsaam wees aan die Here. So ek dink dit is 'n ding wat ons moet besef, as jy ongehoorsaamheid raak 'n probleem. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here. Gehoorsaamheid is beter as 'n dankoffer. Ja. So as die Heilige Gees jou oortuig van iets om op te hou doen en jy hou dit aan doen, dink ek kan jy dalk met 'n probleem kom. Ja. Jy kan dalk eendag met 'n probleem sit as jy nie geluister het nie en in ongehoorsaamheid geleef het. Want wat gaan jy vir God sê? Want hy gaan vir jou reguit sê, hoeveel keer het ek nie vir jou gesê om op te hou nie? Ja, daar's nie verskonings nie. En dit is die ding wat my getref het. As die Heilige Gees praat, moet ons luister. Anders gaan jy, ek dink, dit is sulke goed. En dan soos wat Johannes 17 vers 3 sê, die ewige lewe is om Jesus Christus te ken en God die Vader te ken. So wat hoef jou verhouding met hom groei, moet jy begin verander. Ja. Maar ja, Mario, tot op 'n mate, ja, jy verloor nie net sommer jou saligheid nie, maar jy kan nie aanhou soos die wêreld lewe nie. Ja. En as ek mag net iets sê, nee. Ons intensie is nie om mense te oordeel en te sê dat wat ook al julle verstaan oor die Bybel is nonsens nie. Dis glad nie ons punt nie. Ons doel is om oë eintlik oop te maak oor wat daar gemis kan word van die woord. Want in my opinie, as jy glo dat as ek een keer gered word, is ek altyd gered,
dit vat 'n bietjie van die mooiheid van Jesus Christus al weg, want hy, wanneer jy in hom glo, dan verander hy jou as persoon en hy reinig jou, hy maak jou beter, hy maak jou 'n beter persoon. En as jy glo in once saved, always saved, dan glo jy dat ek kan nou na God toe kom en ek kan nog steeds lewe soos ek wil lewe. En dis nie hoe dit is nie, dit is ek glo in Jesus en hy verander my, hy maak my skoon. 100%. En ja, mense gaan seker van ons verskil, Mario, as hulle wil verskil, kan hulle met ons verskil, ek het 'n probleem daarmee nie. Soos pastoor Gert altyd sê, doen dit maar net in liefde. Meeste mense raak ongeskik en vloek en skree, jy gaan nooit jou punt oorkry as jy so met ons redeneer. Ek gaan jou nie eers antwoord as jy so na my toe kom nie, maar as jy met 'n respekvolle houding kom en jy wil gesels, kan ons enige tyd gesels. Ja. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. En ja, dit is hoe ek die woord van God verstaan, Mario. Dit is vir my, ek het net 'n paar skrifte aangehaal. Daar's baie wat 'n ou kan aanhaal. Daar's baie meer. En soos wat ek en jy gepraat het net voor die video begin het, hoekom ek nie glo in once saved, always saved nie, is omdat wanneer jy daai skrifte lees wat mense gebruik vir dit, moet jy dit uit die konteks, uit die brief, jy moet nie die konteks van die hele brief lees, jy moet die konteks ignoreer en net daai vers lees. Ja. En dit is my probleem. Jy kan nie die konteks ignoreer om jou doktrine oor te dra nie. Want jy gaan nou vir my die vers sê, maar as jy sê, okay, maar waar praat die hele hoofstuk? Het jy dit gelees? Ja. En dan begin dit nou 'n probleem raak. Absoluut. Maar ja, dit is soos jy nou gesê, dis ons opinie. Dit was 'n lekker gesprek gewees. Ek moet sê, ons het net lekker gesels. Ek het net uit die hart uit gesels vanaand. Dit was lekker. En dan sien ons mekaar seker weer volgende week. Ons iets aan volgende week dat ons nie gaan wees nie. Nee, ek glo nie so nie, nee. Sê, moet ek vir ons afsluit. Asseblief, ja, pastoor. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om vanaand net weer bietjie te kan gesels het, Here. Bietjie te gedink het oor die woord, Here. En te besef het hoe lief U ons gehad het, Here, dat U vir ons kom sterf het, U self eintlik verneder het en 'n mens te word net soos ons, Here. Here, nie net eers 'n mens te word nie, maar verneder geword het hier op aarde deur ons mense, Here. En dat hulle U ook doodgemaak het ter wille van ons, Here. Ek wil vir U dankie sê dat U ons so lief het om daar deur te gegaan het vir ons, sodat ons gered kan word, om in U te glo en te weet U die volle prys vir ons betaal, Here. En laat ons weet U het uit die dood uit opgestaan en U sit nou aan die regterhand van God die Vader en is nou ons ewige hoëpriester wat vir ons intree, Here. Here, my gebed vanaand is, Here, laat mense dit sal besef wat hier kyk, Here, dat hulle sal besef daai duur prys wat U vir ons betaal het om ons vry te koop van ons sonde, Here. Dat hulle sal besef ons kan nie aanhou daai selfde sonde doen nie, want anderste maak ons daai prys wat U vir ons kom betaal het goedkoop, Here. Anderste vat ons dit maar net as 'n speelietjie dat U nou maar net kom sterf het vir lekkerte, Here, en dis nie wat U kom doen het nie, Here. U het kom regmaak wat Adam en Eva gebreek het, Here. U het ons verhouding met God die Vader kom herstel, Here. En laat ons sal besef hoe kragtig dit is dat ons verhouding met God die Vader geherstel is, Here. En dat ons U kan lief hê omdat U ons eerste lief gehad het, Here, en omdat ons U lief het, Here, en omdat U in ons werk, Here, wil ons nie meer as sondaars lewe nie, Here. Wil ons nie meer die verkeerde goed doen nie. Wil ons nie meer deelagtig wees van hierdie wêreld nie, Here. Here, ek bid dat elkeen se hart sal werk wat U kyk, elkeen se hart deur sal klop, Here, en dat hulle vanaand sal besef, U klop in hulle hart deur en roep hulle terug tot bekering, Here. Dat hulle sal besef, dat hulle sal oortuig dat dit is hoe hulle nou lewe, dit wat hulle nou verkeerd doen, verkeerd is. En dat hulle sal terugdraai na U toe, Here. Dat hulle wragtige ontmoeting met U sal hê en sal sê, ons ken U, Here, en ons wil nou net vir U lewe, nie meer vir die wêreld nie, nie meer vir ons eie plesier nie meer wat vir ons lekker is nie wat vir ons vriende lekker is nie wat selfs vir ons familie lekker is en goed is vir hulle nie, Here. Maar dat ons sal lewe soos wat U wil hê ons moet lewe, wat U van ons verwag, Here, dat ons lewe as 'n offer vir U sal gee, Here. Dat ons sal besef, ons moet eerder niks
in die wêreld se oë wees nie, Here, maar alles by U. As wat ons voor die wêreld alles is. En U eendag vir ons sê, gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken, Here. Here, ek bid dat U met ons elkeen sal wees wat U kyk, elkeen wat hier is, dat U ons sal beskerm, ons nou na ons huise toe sal gaan. En U met ons sal wees, Here. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Mario, dankie vir die lekker gesprek. Gaan interessant wees om te sien wat word gekies vir volgende week. Lekker aand vir jou. Lekker aand. Asai.